Het jy al opgelet hoe lank 5 sekondes kan voel? Jy kyk na 'n video op YouTube en skielik verskyn daar 'n advertensie. Dan begin die klein horlosietjie aftel, 5, 4, 3, 2, 1. En sodra die knoppie verskyn, dan druk jy skip ad. Want jy het nie vir die advertensie gekom nie. Jy wil mos by die eintlike video uitkom. Jy wil by die inhoud uitkom wat jy graag wil sien en waarvoor jy gekies en gesoek het. En soms wens ek net die lewe het ook so 'n klein knoppietjie gehad. 'n Knoppie waarmee jy die moeilike dele of die dele waarvan jy nie hou nie, kan oorslaan. Skip die operasie. Skip die siekte. Skip die onsekerheid. Skip die teleurstelling. Skip die konflik. Skip die wagtyd. Skip die deel waar jy nie weet hoe die storie gaan eindig nie. Nou ek gaan Dinsdag weer in vir 'n volgende operasie, waar ek hopelik na iets wat van 'n normaal kan terugkeer. Maar ek weet natuurlik lê daar weer 'n operasie voor, hospitaaltyd, hersteltyd, rehabilitasietyd, en as ek net so 'n knoppie kon kry. Ek sal natuurlik mos die pyn, die operasie, die onsekerheid oor alles graag wil oorslaan. Ek sou net graag wou wakker word by die deel waar alles weer normaal is. Maar ongelukkig werk die lewe nie so nie. Sommige hoofstukke kan ons nie oorslaan nie. Ons moet daar deurleef. Psalm 23 sê mos, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Let op wat sê Dawid. Hy sê nie, God sal sorg dat ek nooit in donker dieptes beland nie. Nee. Hy sê ook nie, God sal my 'n kort pad rondom die vallei wys nie. Nee. Hy sê, selfs al gaan ek deur die donker dieptes. Nie om dit nie, nie oor dit nie, nie verby dit nie, maar deur dit. Ons geloof gee nie altyd vir ons 'n skip ad knoppie nie. Geloof beteken nie dat ons nie die pynlike dele van die lewe kan vermy nie, maar geloof beteken dat ons kan ontdek dat God ook daar teenwoordig is. In daardie deel wat ek en jy graag sou wou oorslaan. Maar ons moet ook versigtig wees. Dit beteken ook nie dat God elke pynlike gebeurtenis soos 'n advertensie in ons lewens plaas om my en jou iets te leer nie. Nee. Nie alles wat gebeur is goed nie. Siekte is nie goed nie. Verlies is nie goed nie. Onreg is nie goed nie. Seer kry is nie goed nie. Die evangelie sê nie alles wat gebeur is goed nie. Die evangelie sê dat selfs wanneer die lewe nie goed is nie, God steeds goed bly en dat hy nie ons alleen daardeur laat gaan nie. Jesus self het mos nie die donkerste deel van sy verhaal oorgeslaan nie. In Getsemane bid hy, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Dit klink amper in hierdie metafoor wat ons gebruik soos, Vader, is daar nie dalk 'n manier om hierdie deel oor te slaan nie, 'n knoppie wat ek kan druk. Maar daar was geen skip ad knoppie nie. Jesus stap deur die lyding, deur die kruis, deur die dood. En juist daarom weet ons, wanneer ons deur ons eie donker vallei beweeg, stap ons nie saam met 'n God wat ons pyn net van 'n afstand af dophou nie, maar ons stap saam met Jesus wat self weet hoe lyding voel. Nou dalk bevind jy jou vandag in 'n deel van jou lewe wat jy graag sal wil oorslaan. Dalk wag jy vir 'n uitslag. Dalk is daar spanning in jou huwelik of in jou gesin. Dalk is jy bekommerd oor jou werk of oor jou finansies. Dalk rou jy oor iemand of iets wat jy verloor het. Dalk weet jy net eenvoudig nie hoe om vorentoe te gaan nie. Jy hoef nie voor te gee dat jy hierdie deel geniet nie. Jy mag bid, Here, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Maar as daar nie 'n skip ad knoppie is nie, kan jy steeds weet, God is nie net by die mooi dele van jou storie nie. Hy is ook by jou in die dele wat jy nooit sou gekies het nie. En dalk ontdek jy eendag dat hierdie hoofstuk nie net 'n onderbreking van jou verhaal was nie. Dalk was dit hier waar jy geleer het hoe afhanklik jy van God is.
Dalk was dit hier waar jy mense se liefde op 'n nuwe manier beleef het. Dalk was dit hier waar jou geloof minder oor antwoorde en meer oor vertroue begin gaan het. Dalk was dit hier waar jy ontdek het, ek het nie beheer oor alles wat gebeur nie, maar ek hoef nie alleen daardeur te gaan nie. Die lewe gee nie altyd vir jou 'n skip ad knoppie nie, maar die evangelie gee vir jou iets beter. 'n Herder wat saam met jou deur die donker vallei stap. En sy stok en sy staf gee vir jou en vir my moed. En daarom wil ek vra vandag, bid vir jouself. Bid en vra, Here, ek sou graag hierdie deel wil oorslaan. Maar omdat ek dit nie kan oorslaan nie, help my om U hierin raak te sien. Gee my genoeg krag vir vandag. Nie noodwendig antwoorde vir die hele pad nie, net genoeg lig vir die volgende tree. En herinner my dat ek nie alleen daardeur gaan nie. U is by my. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar net iemand daar buite wat op hierdie stadium in sy lewe moet agterkom. Hy is nie alleen nie. En dat daar nie altyd 'n skip ad knoppie is nie. Maar dat ons gelukkig in die geloof weet van iemand wat saam met ons hierdie pad stap. Iemand wat ons vertroos, bemoedig en ons die nodige krag gee om deur ons situasies te kan kom. Tot 'n volgende keer.